Die onafhanklike verkiesingskommissie is gereed vir die komende registrasie naweek en samesprekings wat vandag in Switserland tussen die FSA en Iran sou plaasvind, is onbepaald uitgestel. Goeiedag, dis tyd vir Pretoria FM se visuele nuusbulletin in Afrikaans. My naam is James Kemp. Die onafhanklike verkiesingskommissie is gereed vir die kiesersregistrasie naweek. Meer as 23,000 stemlokale sal môre en Sondag reg oor die land van 8:00 soggens tot 5:00 smiddag oop wees. Nagenoeg 48,000 personeellede is aangestel om die proses te vergemaklik. Binnelandse Sake het ook aangekondig dat hy sy bedryfsure sal verleng ter ondersteuning van die kiesersregistrasie naweek. Alle kantore sal môre en Sondag tussen 8 en 5 oop wees. Alle landsburgers word aangemoedig om aansoek te doen vir 'n slim ID-kaart of kaarte wat reeds gereed is af te haal. Die voorspraakgroep Lex Libertas sê die FSA se besluit om finansiering aan Suid-Afrika onder PEPFAR te beëindig is redelik en tragies en volglo op die Suid-Afrikaanse regering se versuim om sekere beleidsbekommernisse uit die weg te ruim. PEPFAR befondsing ondersteun HIV vigsbehandeling en ondersteuning en die organisasie waarsku dat kwesbare pasiënte moontlik die gevolge kan dra. Volgens Lex Libertas is die besluit geneem na herhaalde versoeke van die FSA aan Suid-Afrika om onder meer kwessies soos rasgebaseerde beleid, uitsprake oor geweld, onteiening sonder vergoeding en misdaad in landelike gebiede die hoof te bied. Dit is tragies, want daar is natuurlik mense wat 'n behoefte het aan finansiële steun, aan mediese steun ensovoorts, maar dit is tog 'n redelike besluit, omdat die Amerikaanse regering nou al vir 'n tyd lank sekere basiese voorwaardes stel aan die Suid-Afrikaanse regering, waaraan voldoen moet word om 'n goeie, gesonde verhouding te handhaaf. Dit sluit in dat plaasmoede aangespreek moet word, dat eiendomsreg beskerm moet word, dat die rassewetgewing afgeskaal moet word, en so voort. Maar solank as vir die Suid-Afrikaanse regering nie bereid is om aan hierdie basiese voorwaardes te voldoen nie, moet ons nie verbaas wees as die Amerikaners sê, dan kan ons nie van ons kant af voortgaan om sekere steun te bied nie. Meer as 1100 Malawiese burgers is deur die Beitbrug grenspos uit Suid-Afrika gedeporteer in 'n operasie wat langer as 13 uur geduur het. Die mense wat per bus uit Durban vervoer is by die grens verwerk voordat hulle na Malawi teruggestuur is. Nog busse met Zimbabwese burgers uit die Lindela aanhoudingsentrum se papierwerk is ook verwerk, wat die getal tot 1500 verhoog het. Terwyl sommige hul verligting uitgespreek het om terug te keer huis toe, bly onwettige grensbewegings langs die Limpopo rivier voortduur, met mense wat reeds die rivier met vlotte oorsteek om goedere en persone oor die grens te vervoer. Owerhede sê ondanks verskerpte grensbeheer en militêre ontplooiings, bly die gebied baie moeilik om doeltreffend te beveilig. Die Suid-Afrikaanse Inkomstediens sê hy het kennis geneem van probleme wat belastingbetalers tydens die vorige belastingopgaweseisoen ervaar het en beplan om die proses vanjaar te verbeter. Die 2026 belastingseisoen is amptelik geopen met auto-assesserings wat vanaf 1 Julie sal begin. Ander belastingbetalers kan vanaf 13 Julie hul opgawes indien. Volgens die Inkomstediens se kommissaris Johnston Makubu sal ongeveer 200,000 bykomende voorlopige belastingbetalers vanjaar by die auto-assesseringsstelsel ingestuit word om die proses eenvoudiger en ook meer doeltreffend te maak. Samesprekings wat vandag in Switserland tussen die FSA en Iran sou plaasvind, is onbepaald uitgestel nadat vyandigheid tussen Israel en Hezbollah in Libanon opgevlam het. Die FSA se adjunkpresident J.D. Vance het vroeër vandag sy beplande reis gekanselleer. Volgens die Withuis is die onderhandelinge oor 'n 14-punt plan tussen die FSA en Iran om die oorlog in die Midde-Ooste te beëindig tans in onsekerheid gehul. Iran het aangedui dat hy eers tekens wil sien dat die FSA die ooreenkoms uitvoer voordat verdere onderhandelinge begin. Die verwikkeling volg nadat Iran se opperleier Ayatollah Mojtaba Khamenei die ooreenkoms goedgekeur het om die oorlog te beëindig en die FSA in dieselfde asem gewaarsku het dat Iran gereed is om met ingrypende militêre stappe te reageer indien die ooreenkoms verbreek sou word. Bemiddelaars beplan om Sondag in Egipte te vergader in 'n poging om die ooreenkoms te beredder.
Daar is intussen omstreeks 3 uur vanmiddag Suid-Afrikaanse tyd 'n skietstilstand ooreenkoms tussen Israel en Hezbollah bereik, wat deur 'n senior Amerikaanse amptenaar bevestig is. Die Suid-Afrikaanse Reservebank het 'n openbare museum by sy hoofkantoor in Pretoria bekendgestel. Tydens die bekendstellingsgeleentheid het president Cyril Ramaphosa die Reservebank vir die inisiatief geloof wat deursigtigheid bevorder en jong mense help om finansies beter te verstaan. Die museum vertoon die land se ekonomiese reis van vroeë ruilhandelstelsels saam met die bank se ryk kunsversameling. Ramaphosa het uitgewys dat antieke beskawings soos Mapungubwe reeds eeue gelede soos 'n primitiewe sentrale bank gefunksioneer het deur met goue artefakte te handel. Hy sê dat die museum die land se ryk erfenis op 'n praktiese wyse met die moderne ekonomie en die uitvoerende kunste versoen. Dan vanaand se nuus op hierdie Vrydagmiddag op Pretoria FM se sosiale media platforms en my boodskap aan die bulle vandag 'n sterk stand teen Leinster vanaand. Ons almal staan bankvas agter julle. 'n Mooi naweek verder vir ieder en elk.